Ek is Rita Vrye, die audioloog, en is nou in privaat praktyk al vir 30 jaar. Dit voel nie so nie, dit voel vir my soos gister, maar ook wat hierdie 30 jaar vir my gebring het en mee kom sien het, is baie ondervinding en kennis en ervaring, en ek het al allerhande pasiënte gesien. Wat vir my wonderlik is, en in ons familie, aan my pa se kant van die familie, my ma se kant van die familie, is ons almal in die mediese. Ons het fisioterapeute, mediese dokters, narkotiseers, ons het, laat ek net, 'n veearts. So ons sê altyd, as ek jou nie kan help nie, en die dokter jou nie kan help nie, dan gaan ons jou dat die veearts jou help. So, van jongs af het ek 'n liefde vir mediese gehad. Dit is maar net in ons bloed. En in matriek, toe ons nou klaar eksamen geskryf het, en almal vra, wat gaan jy studeer? Het ek gebid en vir die Here gevra, wat wil jy vir my lewe hê? Wat kan ek doen vir u? Wat is my roeping? En ons het buite die skool ek gestaan en ek het met 'n skoolvriendin van my gepraat en sy sê vir my, so, het jy nou 'n antwoord van die Here gekry? Wat gaan jy studeer? En die woorde kom net uit en ek sê, spraakheelkunde en audiologie. En dis toe vasgemaak. My ma het my gevat, Pretoria Universiteit toe, en my laat kyk na die verskillende beroepe, beker vir verpleging, want ons het verpleegsters in die familie, en ons het gaan kyk wat doen arbeidsterapeute, fisioterapeute, maar toe ons instap by die spraakheelkunde en audiologie, kommunikasiepatologie kliniek, toe sê ek, dis hier waar ek wil wees. So dit was net 'n bevestiging gewees. En as jy nie 'n liefde het vir hierdie rigting nie, gaan die studies vir jou baie swaar en moeilik wees, en die werk ook. So jy moet geroep wees vir dit. En ek moet sê, die werk het vir my baie meer vreugde gebring, en as ooit wat ek 'n kopseer sou kry van die werk. So nou en dan kry mens 1 uit 100 pasiënte wat moeilik is, maar dit is moeilik omdat hulle nie kan hoor nie. So as mense hulle net weer kan kry waar hulle lekker kan hoor en lekker kan saamgesels en kuier en weer deel word van hulle eie omgewing en hulle eie mense, dan het jy sukses behaal. So dit is my wonderlik dat ek kan van babietjies tot by volwassenes, enige ouderdom, kan ons toets deeglik hier. Ons het so 5 tot 8 verskillende toetse wat ons doen, afhangend van die ouderdom van die kind, en van die volwassene, van die pasiënt, en dan hou ek daarvan om vir hulle deeglike terugvoer te gee, vir die ouers, vir die kind self, as die kind kan verstaan, en vir die ouers, en dan ook nou natuurlik as dit meer volwasse pasiënte is, dat hulle kan verstaan wat gaan aan met hulle gehoor, en dan die senior pasiënte ook, en om aan hulle ondersteuningsspannetjie, hulle geliefdes, hulle naastes, ook te verduidelik wat gaan aan met die pasiënt se gehoor, en hoe kan ons help om dit beter te maak, want daar's altyd hulp. Gehoorapparate werk. Met vandag se tegnologie sien ons wonderlike resultate. En dit maak die werk as audioloog net nog lekkerder, want jou pasiënte kan hoor en hulle lewe verander, hulle lewe verbeter, hulle is nie meer geïsoleerd nie, hulle kan deelneem aan geselskap en gesprekke, hulle blom weer en hulle kom uit, hulle skulp uit en hulle kan net lekker saam kuier en gesels, hulle doen beter by die werk, hulle doen beter op kantoor, hulle doen beter in skool, hulle doen beter in kleuterskool, babietjies kan leer praat en mooi luister en hulle mylpale behaal omdat hulle gehoorapparaatjies het. En mamma voel beter wanneer baba kan hoor en pappa voel beter ook. Hy voel trots wanneer sy kind weer kan hoor. So dit is vir ons 'n groot blessing om in die veld van audiologie te wees. Sodat kinders en babas en jong kinders, volwassenes, tieners ook beter kan hoor, en dan ons senior pasiënte. En daar's verskillende dinge wat 'n gehoorverlies veroorsaak. En dit is waar dit vir my totaal anders is om 'n audioloog in praktyk te kom sien, waar 'n audioloog met jou kan werk en kan behoorlike toetse op jou doen en kan agterkom presies watter tipe gehoorverliese het
en watter tipe behandeling vir jou die beste gaan wees. Om deesdae aanlyn net goue toetsie te gaan doen en 'n gehoorstukkie of 'n over the counter te koop, gaan glad nie die probleem vir jou oplos nie. Dis geldmors. Goedkoop koop is duur koop. En ek sal voorstel dat jy eerder 'n audioloog sien wat haar studies ingesit het, haar kwalifikasie gekry het, aan die mediese raad behoort, en dan ook aan Independent Audiology behoort. Dit is baie beter en veiliger vir 'n pasiënt om in 'n gekwalifiseerde persoon se hande te wees en te weet hierdie persoon gaan nou mooi deeglik kyk wat is fout met my gehoor, wat is fout met my kind se gehoor, wat is fout met my pa se gehoor, wat is fout met my geliefde se gehoor. En dan as ons alles getoets het, dan kyk ons na die uitslae. En daar is baie verskillende oorsake van gehoorverlies, vanaf middeloorontsteking tot by wasproppe wat die oorkanale verstop en dit maak dit ook moeilik om te hoor. Dit kan ook wees dat dit die gehoorbeentjies is wat nie meer lekker werk nie, dat daar bietjie die ou woord is otosklerose, dis nou otospongiosis van die middeloorbeentjies. Dit kan wees dat daar 'n perforasie in die oordrom is. Dit kan wees dat daar eksterne otitis is in die oorkanale, pasiënte het oorpyn, en dit kan ook wees dat daar dan 'n binneoor gehoorverlies is waar die cochlea is en dan ook waar die gehoorsenuwee is. So mens moet baie deeglik gaan kyk waar lê die oorsaak van die gehoorverlies. Want net ook as jy 'n staalgeesbuis nie lekker saamwerk en hy slat toe, dan gaan jy ook sukkel om te hoor. So in daai gevalle sal ek sê daar's soveel verskillende oorsake. Graasvlakke, harde gras, blootstelling aan harde geraas kan ook gehoorverlies veroorsaak. En dit is hoekom jy audioloog moet sien, dat ons kan kyk na wat is al die oorsake, want ons doen deeglike toetse. En dan gaan sit ons en kyk, wat is die beste behandelingsplan vir die pasiënt? En dan kyk ons ook na wie toe met die pasiënt verwys word. Is daar mediese ingryping nodig van 'n goeie mediese dokter, chirurgie, het hulle operasie op die oor nodig, of het hulle gehoorapparaat nodig, of het hulle 'n FM-sisteem nodig vir kinders wat sukkel om in die klas lekker te onderskei met luistervermoë op wat juffrou sê. So daar's baie dinge wat eerder in 'n audioloogse praktyk gebeur wat die beste behandeling is en die beste plan is vir die pasiënt. En so word die pasiënt die beste hulp gegee vir sy pad vorentoe om beter te kan hoor en net weer aan sy samelewing saam te kan, net beter te kan hoor in sy verskillende omgewings. So dit is hoekom audioloog daar is ons doen deeglike toetse, gee vir jou mooi terugvoer oor wat gaan aan met die gehoor en wat is die behandelingsplan, en dan daarna wie moet jy sien en watter soort behandeling moet jy kry, moet jy oor neus en keelarts toe gaan, moet jy sommer net jou mediese dokter sien, of is dit iets wat ons as audioloog mee kan help, het jy swemproppies nodig, het jy gehoorapparate nodig, het jy slaapproppies nodig met jou man snork, so daar is klomp verskillende goed waarna ons kyk en waarmee ons kan help.